Wel, goeiemôre. Wat 'n voorreg om hier saam met julle te wees. Vir Liana en myself. Ons het eintlik kom kuier hierso in Suid-Afrika omdat hierdie week vier Liana en ek 40 jaar se getroude lewe. En toe ek nou vir haar vra waar gaan ons dit vier, toe sê sy wel daar's net een plek. En dit is in Suid-Afrika. So ons vertrek hierdie week na die Kaap toe, waar ons dit daar gaan vier. Maar dit is so lekker, ons is nou so 'n week hier in die stad en besonderse ervarings gehad. Is net lekker om te sien hoe dit gaan met Doxa Deo op soveel vlakke, is daar soveel guns en genade op die bediening. En as ek so kyk, dan gaan dit goed ook hierso. So Loel en jy en die hele span, ons is so trots op julle vir wat die Here hierso doen. Daar in Charlotte, North Carolina, het ons mos nou 'n kerk gaan plant vir Doxa Deo, maar niemand weet van Doxa Deo nie. Iemand kom verlede week na my toe, of voor verlede week, en sê, "Oh, you guys are a church. We thought you were a yoga studio." Ek sê, Here, hoe kom hulle daar uit? Maar dis nou maar hoe dit werk. Niemand weet van ons daar nie, so ons moet van voor af begin. Maar dit gaan regtig goed en uit die aard van die saak, Henry en Isel stuur baie groete. Hulle weet nou ek is hier vandag en hulle wens hulle kon hier gewees het. Maar dit gaan goed met hulle ook daar. Maar ons is nog 'n klein groep, so jy weet, ek lag net nou, ek praat met Welna en sy sê, jy weet, dit gaan so goed met al die kursusse, jy weet, daar's oor die 70 mense in elke kursus. Ek sê, wel, julle is meer in 'n kursus as wat ons in die kerk is. Maar we're clawing our way there. Baie goeie seisoen net die afgelope tyd, ons sien die genade van die Here begin regtig deurkom. En ons doop een van die dae, ek dink 7 jong mense, en so daar's pragtige dinge wat besig is om te gebeur, maar dankie dat julle vir ons bly bid, in terme van wat die Here ook daar wil doen. Die feit is, julle is in hierdie reeks, en praat so 'n bietjie oor die helde van geloof. Het is interessant, wanneer ons na die helde van geloof kyk, reg deur die skrif, dan sien ons, die Here gee vir hulle 'n belofte, en dit word hulle erfenis, dit word hulle verwagting, dit word dit waarvoor hulle self en hulle lewe instel. En ek wil met jou praat oor dit wat wettiglik jou toekom, as 'n gelowige, as iemand wat in Christus is. En ek wil praat onder die tema, die erfgename van die Nuwe Testament. Erfgename van die Nuwe Testament. Die Bybel is eintlik die storie van erfenis. Die Bybel is opgedeel in 2 dele, help my gou-gou, dit is die Ou Testament en die Nuwe Testament. Baie mooi, julle ken julle Bybel. Ou Testament, Nuwe Testament, maar hoor wat jy sopas gesê. Testament. 'n Testament is 'n erfenis. Dit is 'n erfporsie. Nou, daar was 'n ou verwysing en daar's 'n nuwe verwysing. En die ou was eintlik meer korrek verbond. Verbond beteken ooreenkoms. Dit beteken dat God met die mense ooreenkoms aangegaan het en hy het gesê, ek gaan guns en seën en voorspoed en my volheid met julle deel, maar daar's dinge wat julle moet nakom, daar's goed wat julle moet doen. Dit was die verbond, en hierdie verbond in die Ou Testament was gereguleer deur die wet. Die wet was die verwysing waar volgens die mens moes leef, en as hy volgens dit sou leef, dan sou hy die volheid van hierdie ooreenkoms kon beleef. Maar ons sien hoe die mens dit nie kon nakom nie.
Hulle kon nie getrou wees aan die hou van die wet nie. En daarom kom God en hy sê, ek gaan 'n nuwe verwysing daarstel, 'n nuwe ooreenkoms daarstel, maar ek stuur my seun. En hy gaan mens word, hy word een van ons, die volmaakte mens. En Jesus gaan deur die kruis, sluit hy 'n nuwe verbond met God, namens die mens, namens ons. En nou word Jesus die waarborg van hierdie nuwe verbond. En omdat hy die waarborg is van die nuwe verbond, kan hierdie verbond nie faal nie. En nou kom Jesus en hy sê, nou nooi ek jou in as erfgenaam in hierdie verbond in, maar dis nie jy wat verbond met God gesluit het nie, dis Jesus wat namens jou verbond met God gesluit het, maar jy het die voordele van die verbond, omdat dit nou aan jou daargestel word as 'n testament. Nou die interessantheid is, as jy die Bybel lees, reg deur die Ou Testament word verbond vertaal as verbond. Dis 'n Hebreëse woord, diatheke, of eerder brit. Maar in die Nuwe Testament word die Bybel in Grieks geskryf en daar's 'n nuwe woord, diatheke, en jy sal sien dit word as 'n wisselterm in die Nuwe Testament vertaal. Partykeer sê hulle verbond, partykeer sê hulle testament, maar dis een en dieselfde begrip, want hier die vertalers het besef, hier's iets hier wat anders is. Dis God wat ons nou innooi en sê, hierdie is 'n erfporsie. Dis nie iets wat jy verwerk nie, dis nie iets wat jy kan verdien nie, dis nie iets wat jy hoef te waarborg nie, dis net iets wat jy moet ontdek, dat dit aan jou behoort en jy kan deel hê daaraan. Nou hier is die wonder van hierdie storie. Ek dink julle kon dalk al die storie gehoor het van die jong man wat agter die ystergordyn geleef het, die tyd toe dit onwettig was vir mense om saam te kom as Christene en om kerk te hou of klein groepe te hou. En hierdie jong man is op pad een aand na so 'n geleentheid toe waar 'n paar mense by 'n huis bymekaar sou kom en 'n klein groep, 'n selgroep sou hou daai aand. En die polisie stop hom. En hulle vra vir hom, waarheen is jy op pad? Nou, hy besef, hy wil nie vir hulle sê waarheen hy op pad is en wat hulle gaan doen nie, want dan's hy in die moeilikheid en almal wat daar is in die moeilikheid. Maar hy's ook 'n Christen en hy wil ook nou nie 'n leuen vertel nie. Nou bid hy een van daai serieus gebede. Here, help. Hy sê in die volgende oomblik kry hy openbaring. En hy antwoord die polisieman, hy sê, meneer, dit werk so. Hy sê, my oudste broer het gesterf. En vanaand kom ons as die familie net by mekaar om die inhoud van die testament te bespreek. Nou, dis wat ons doen, letterlik. Dis letterlik wat ons doen, elke keer wanneer ons by mekaar kom. Ons maak die testament oop en ons ontdek wat ons erfenis is in Christus Jesus. Dink net vir 'n oomblik daaraan dat die skrif vir ons sê, ons is erfgename van God en mede-erfgename saam met Jesus Christus. Jy's 'n erfgenaam van 'n testament wat God daar gestel het. Nou die oomblik as jy dit hoor, dis so geweldig, dis so groot, dis so omvangryk, dat baie kinders van die Here, baie gelowiges, baie Christene,
het geen idee hoe hierdie erfenis betrekking het op hulle lewe nie. En Paulus skryf daaroor, wanneer hy aan die gemeente in Galate skryf, dan sê hy sê daar's 'n probleem, want baie mense neem nie hierdie erfenis in besit nie. They're not stepping into this reality. En so, nou skryf hy aan hulle, en ons gaan daardie gedeelte saam lees in Galasiërs 4. Kom ons lees van vers 1 tot en met vers 7. Kyk wat sê Paulus, hy sê, maar ek sê, solank as wat die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie. Al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogde en bestuurders, tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun. Dit is baie interessant om net op te let, hy praat van kind en hy praat van seun. Die woordjie vir kind daar is die woordjie nepios. Beteken klein, onmondige kind. En die enigste rede hoekom ek nepios onthou is ek dink aan nappy. Klein kind. Alright? Maar toe het hy sy seun, en wanneer hy seun gebruik, dan is dit die woord goeios in die Grieks, en die interessantheid is, dit beteken iets van 'n mondigwording, van 'n volwassenheid, van 'n erkenning van status. Nou kyk wat sê die skrif hierso, en ongelukkig, die Afrikaanse vertaling het nou bietjie 'n wind gesluk, op hierdie spesifieke gedeelte in die skrif. As jy nou die Engels lees, dan lees hy nou bietjie anders, maar kom ons lees hom gou verder, dan sien julle wat hy sê. Hy sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot, in die Griekse woord daar is goeios, seuns kan ontvang. En omdat julle dan seuns is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar seun. En as jy seun is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Nou, as jy hierdie gedeelte lees, dan weet jy nou, jy het nou 'n groot gedeelte gelees, maar jy moet hom mooi bekyk, om regtig te verstaan wat jy hier gelees het. Nou die sleutel van hierdie gedeelte in die skrif lê eintlik in vers 5, waar hy praat van die aanneming tot seunskap. Nou wanneer ons die woord aanneming hoor binne ons kultuur, dan dink ons aan 'n familie wat 'n nie biologiese kind inbring in hulle gesin, in deel maak van daardie gesin, en is 'n pragtige praktyk. Dis iets wonderliks wat gebeur met mense se lewens wanneer dit gebeur. Maar wanneer die Bybel praat van aanneming, dan bedoel dit nie dit nie. In Bybelse tye was die aannemingsseremonie die geleentheid waar 'n pa sy eie biologiese kind in en deur 'n seremonie tot mondigheid verklaar het. Nou wat gebeur het is, die pa sou sy seun hê, en dan sou hy verantwoordelikheid neem vir die oplei en die toerus van daardie seun. En om dit te kan doen, moes die pa sekere ooreenkomste gaan sluit met tutors en leermeesters en mense wat vaardighede kon oordra op sy seun.
En die pa sou bepaal hoe lank daardie opleiding sou wees. Onthou, hulle het nie skole gehad soos wat ons dit vandag ken nie. So die pa was verantwoordelik gewees vir die oplei en die toerus en die daarstel van mondigheid in sy seun se lewe. En dan wanneer die pa tevrede was dat die seun nou deur die opleiding was en dat hy nou volwassenheid kon betree, dan was daar 'n seremonie wat genoem was die aanneming seremonie. En daardie aannemingsseremonie sou die transisie wees van hierdie jong lewe in volwassenheid in. Nou by die geleentheid het twee goed gebeur. Die eerste ene is, die pa het 'n kleed voorberei vir die geleentheid. Dit was bekend as die aannemingskleed, die erfgenaamskleed. Onthou, 'n kleed in Bybelse tye het verskriklike waarde gehad, want dit het jou identiteit bevestig. Jou kleed het gesê wie jy is, selfs jou stand in die samelewing, jou nering, dit wat jy mee besig was in jou elke dag se lewe, jou kleed het dit verklaar. 'n bakker het 'n bakkerskleed gehad en 'n butcher het 'n butcherskleed gehad en die priester het 'n priesterlike kleed en die koning het 'n koninklike kleed. Die kleed het gesê wie jy is. En so die pa sou hierdie kleed vir sy seun aansit by daardie geleentheid. En dan terselfdertyd sou die pa 'n proklamasie maak. Hy sou 'n uitspraak maak en sê, dis my huios, dis my seun, dis my erfgenaam, en almal wat teenwoordig was sou weet dat hier is 'n transisie wat plaasvind. Hierdie seun het nou mondig geword, hy het nou verteenwoordigend geword van die familie en alles wat aan die familie behoort. Ons sien daardie verwysing baie duidelik in die lewe van Jesus. Julle sal onthou dat Jesus word gebore. Vir 30 jaar sien ons dat Jesus glad nie in sy bediening begin opereer nie. Hy lewe 'n wonderlike lewe, maar iets gebeur in sy lewe. Hy word gedoop in die Jordaan. In Matteus 3 lees ons daarvan dat Jesus word gedoop, en wanneer Jesus opkom uit die water, wat gebeur? Die hemele gaan oop en die Heilige Gees kom en beklee Jesus, en daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Ek hou so daarvan dat die Vader geliefde ook nog insit daar. This is my beloved son. En almal wat daar was, sou weet, hierdie is 'n seremonie van mondigheid, van transisie. En dis baie interessant dat dit die plek is wat Jesus lanseer in sy bediening in. Dis wanneer hy begin wonderwerke doen, dis wanneer hy begin die boodskap verkondig, en van daar af het ons die verwysing van Jesus wat die transisie, he entered into a new dimension of engagement. Nou dis presies wat met ons gebeur wanneer ons Jesus Christus aanneem as ons saligmaker. Wanneer ons onsself identifiseer met Jesus, gebeur iets in ons lewe. Die Bybel sê ons het hierdie transisie, hierdie mondigwording wat ons beleef. Kyk gou wat sê die skrif vir ons in Galasiërs hoofstuk 3. En hy praat ook hier van hoe ons tot geloof kom. Hy sê, maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Die wet was ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word deur die geloof. Nou hoor mooi wat sê hy, want julle is almal, in die woordjie daar is seuns van God, deur die geloof in Christus Jesus, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.
Daar's 'n seremonie. Maar die wonder hiervan is dat hy sê, en almal. Nou dit bring hierdie proses wat in die Ou Testament primêr gefokus was op seuns, in terme van geslag, bring dit nou in 'n hele nuwe dimensie, waar dit nou man en vrou is. Die oomblik as jy in Christus is. So al die dames wat hier is, jy kan vandag 'n seun van God wees. As ek die bruid van Christus kan wees, dan kan jy 'n seun van die Vader wees. Jy sien, die Bybel is nie altyd so gender sensitive nie. Maar hier's die belangrike ding om te verstaan, is dat hierdie praat nie van geslag nie, hierdie praat van 'n stand. Dit praat van 'n autoriteit. Dit praat van iemand wat tot die ontdekking kom dat iets het met jou gebeur waar jy nou ingenooi word om erfgenaam te wees van dit wat aan God behoort. Dink net vir 'n oomblik daaraan. Hierdie is die essensie van die evangelie. Die evangelie is nie net jy wat vergewe word sodat jy eendag kan hemel toe gaan nie. Die evangelie is jy word ingenooi in 'n verwysing in waar jy kan begin ontdek wie jy werklik is in Christus. Nou ek sou baie meer opgewonde gelyk het as ek jy was. Want hierdie is die ding wat jou kan onderskei. Jy sien, hier is die probleem. Baie gelowiges, baie Christene, sien hulle self as kinders van God, maar baie min van hulle sien hulle self as seuns, as erfgename, as mense wat toegang het tot die volheid van dit wat God in gedagte het. Nou, ons sien reg deur die skrif, wanneer daar oor seunskap gepraat word. Nou, dis 'n pragtige verwysing, en jy kan bietjie dit gaan toets in die Bybel. Oral wanneer jy die begrip seun lees, as jy lees oor seun in die Bybel, direk daarna gaan jy lees oor erfenis. Reg deur die Nuwe Testament. En dit is baie interessant hoe Jesus wou gehad het dat mense moet verstaan, hier is hierdie erfenis, en hy vertel 'n verhaal. En uit hierdie verhaal uit wil ek vandag 3 spesifieke redes hoekom mense nie hulle erfenis in besit neem met jou deel. Maar Jesus vertel hierdie verhaal en hy sê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad. Ons ken die storie as die storie van die verlore seun. Nou, as ons na hierdie storie kyk, dan sien ons met die intrapslag, sien ons die eerste rede, hoekom mense nie hulle erfenis in besit neem nie, en dis doeteenvoudig onkunde of onvolwassenheid. Hoor mooi wat sê Jesus hierso in Lukas 15. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. Nou weet almal, hy gaan oor erfenis praat. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. Nou ons weet, hierdie jong man het sy erfporsie gevat en hy het dit gaan verkwansel, hy het regtig aangejaag met sy lewe en ons is baie vies vir hom vir alles wat hy aangevang het, maar hier is die een ding wat ons hom tog moet erkenning voorgee, hy het duidelik geweet wat wettiglik aan hom behoort. Want duidelik het sy broer nie geweet. Maar 'n bietjie later in die verhaal sal die ouer broer kom na die pa toe en sê, Pa, jy het my nog nooit eers iets gegee nie. Jy het nog nie eens vir my 'n ou bokkie gegee dat ek 'n partytjie kan hou met my vriende nie. Sê, waarvan praat jy? Het jy nie geweet in vers 12
Die goed is tussen julle verdeel. Jou jonger broer het gevat wat syne is, maar jy het nooit aanspraak gemaak op dit wat wettiglik joune is nie. Ek wil vandag sê, een van die grootste redes hoekom baie kinders van die Here nie in hierdie volheidslewe leef nie, nie in die oorwinning lewe nie, nie in besit neem nie, is bloot onkunde. Hy het geen idee wat die inhoud van die Nuwe Testament werklik is nie. En dis die uitdaging vir ons, is om te begin ontdek. Dis kom Paulus skryf aan die gemeente in Efese. Hy sê, ek bid vir julle, dat julle verligte oë van julle verstand sal kry, dat julle sal weet wat die inhoud van julle erfenis is. Verligting, dat jy sal sien, wat wettiglik aan jou behoort. Soos onkunde wat maak dat mense lewe op 'n laer vlak van funksionering. Jy kan funksioneer as 'n seun in die huis, maar soos die ou boet. Nooit aanspraak maak op wat wettiglik aan jou behoort nie. Die tweede rede hoekom mense nie in besit neem dit wat God vir hulle in gedagte het nie, sien ons hier in hierdie verhaal baie duidelik skuld en veroordeling. Hierdie jong man se lewe diep affekteer. Nou, ons weet wat gebeur het met sy lewe. Hy het dit natuurlik gaan aanjaag en hy land uiteindelik by die varke, hy verloor alles. Nou sit hy daar tussen die varke en hy sê vir homself, ek gaan teruggaan na my pa toe, maar my pa gaan nie baie gelukkig wees met my nie, want kyk wat het ek aangevang in my lewe. En hy begin homself oriënteer tot iets wat hy vir sy pa gaan sê. Nou kom ons lees gou saam, wat het hy gedink, gaan hy vir sy pa sê, hier in vers 17 van Lukas 15, hy sê, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van die honger, ek sal opstaan en na my vader gaan, en sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. En dit is presies wat hy doen, hy staan op, hy gaan na sy pa toe, ons ken die verhaal, toe hy by sy pa kom, wat sê hy vir sy pa, presies dit wat hy homself voorberei het om te sê, Vader, ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maak my soos een van die diensknegte, maar wat doen die pa? Hy antwoord hom nie eers nie, hy draai na die diensknegte toe, hy sê vir hulle, gaan haal die kleed, gaan kry die kleed, hierdie kleed moet weer op die skouers van my seun kom, hy het vergeet wie hy is, hy moet herinner word dat hy is erfgenaam, maak nie saak waarmee hy homself besig gehou het nie. Kan ek vandag vir jou sê, dis deel van die inhoud van die Nuwe Testament, is dat wanneer ons aangejaag het in ons lewe, kan ons terughardloop na die Vader toe, en die Vader gaan jou nie verkneg en hou op 'n laer vlak van lewe nie. Die Vader gaan jou beklee met daai kleed, sodat jy kan weet, jou identiteit is vas. Jy is 'n erfgenaam van die Vader. Ek het al gesien hoe dat skuld en veroordeling mense verkneg, hoe dat dit mense op 'n laer vlak van vrymoedigheid plaas, want dis wat skuld, dis wat sonde doen, dit erodeer jou kapasiteit om regtig te glo wie jy werklik is. Jy moenie verward raak nie, jou volwassenheid bepaal nie jou identiteit nie. Your maturity does not determine your identity. Your identity should be determining your maturity. Jy moet ontdek wie jy werklik is, sodat jy kan verander in hoe
jy leef. En die pa sê, ons gaan 'n partytjie hou, jy het teruggekom. En hy slag die vetgemaakte kalf, en dan sien ons wat gebeur. Wel, dis die derde ding wat gebeur. Nou kom ou Boet uit die veld uit, en hy ontdek, hier's 'n partytjie. Nou sien ons hoe dat prestasie en godsdiens 'n faktor word van iemand wat nie in besit neem wat wettiglik syne is nie. Hy kom met hierdie godsdienstige gesindheid. Jy weet, eintlik hoort ek behoort die seën en die volheid en die vrug van die Vader se liefde te beleef. En kyk wat doen die pa nou, hy gee dit vir hierdie seun wat gaan opmors het, en hy kom met hierdie so halwe godsdienstige gesindheid. Nou hoor mooi wat sê hy vir sy pa. Hy kwaad geword, en hy wou nie binne gaan nie. Dis nou Lukas 15:28. En sy vader kom uit en smeek hom, hy antwoord sy pa en hy sê, kyk, ek dien u al soveel jare en het nog nooit u gebod oortree nie, wat in elk geval seker nonsens was. En vir my het u nooit eers 'n bokkie gegee, dat ek saam met my vriende vrolik kan wees nie. Ek sou graag daai party wou gesien het. Jy weet, van godsdienstige mense, hulle is altyd ongelukkig as ander mense gelukkig is. Dis wat godsdienst doen. Dit haal die vreugde en dit haal daardie verwysing van die genade van God uit die equation uit. En nou skielik, jy weet, ek het presteer, ek het gewerk, ek moet kwalifiseer. Daar's niks wat jy kan doen om God se volheid in besit te kan neem, behalwe dat jy jou lewe begin belyn met dit wat Christus Jesus reeds gedoen het. En hoor wat sê die pa. Hulle is so mooi, vers 31. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is joune. Alles wat myne is joune. Jy het nodig om dit te hoor oor jou lewe, dat die pa, dat God, jou Vader vir jou sê, alles wat myne is joune. Hierso in Pretoria is daar 'n dieretuin, daar's leeu's. Ek het nou die dag, so tyd terug, 'n ou kom preek hierso by ons, en ek kom uit die Laagveld uit te werk met leeu's. Iemand in die gemeente sê, hulle moet daar kom bly, naby die dieretuin. Ek's baie bly, want ek weet, hy gaan die oggend, gaan hy hoor hoe brul die leeu's. Ek ry daai oggend, nadat hy daar geslaap het die aand, tel hom op. Toe in die kar klim, toe sê ek vir hom, ja, het jy die leeu's gehoor brul? Hy sê, ja. Maar ek sien, hy is nie opgewonde nie. Ek sê, jong, wat gaan aan? Ek dog jy hou van leeu's. Hy werk met leeu's in die Laagveld. Hy sê, Ellen, toe ek die leeu hoor brul, toe kon ek hoor aan sy brul, dis 'n gevange leeu. Hy sê, want 'n gevange leeu brul anders as 'n leeu wat vry is. En in daai oomblik, toe besef ek, jy kan 'n leeu wees, maar baie keer leef ons as gevange leeu's. Ek wil vandag bid, dat die Here jou brul verander. Dat iets wakker word in jou gees. Dat jy besef, jy's 'n erfgenaam van die Vader, mede-erfgenaam, saam met Jesus Christus. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U vir die voorreg, dat U ons ingesluit het in die grootste wonder op hierdie planeet, dat ons as mense erfgename kan wees, deur die verlossing wat daar is in Christus, deelgenote kan wees van U volheid. Ons dank U, bid vir elke individu, vir U heerlikheid om deur te breek in elke lewe, in Jesus naam. Amen.